Vriende, ek is Dani van Dijk en ek deel baie graag met u 'n gedagte rondom die profeet Haggai, wat ons lees daar in Haggai 2. Nou wat hier gebeur het, is die volk Israel was in ballingskap gewees in Babylon. Hulle was vir 70 jaar weg. Nou, toe hulle weggevoer is, toe is die tempel verwoes. Koning Nebukadneser, onthou daar was verskriklik baie goud in daardie tempel gewees. Daar was goud in tonnemaat. So hulle het die hele tempel verwoes om die goud en die silwer en die koper en al die waardevolle metale in die hande te kry. Nou was hulle vir 70 jaar weg, vir 70 jaar was daar geen tempeldiens nie, was daar niks by die tempel nie. En dan na 70 jaar kom hulle terug en nou moet die tempel herbou word. Daar waar die tempel gestaan het, daar lê net 'n hoop bourommel, dis net klippe en nou begin hulle. Serubabel was die een wat gebou het, Josua was die hoofpriester op daardie stadium. Nou lê hulle die fundament van hierdie nuwe tempel. Maar nou moet jy onthou, dis 70 jaar wat hulle weg is. Die mense wat toe by was by die fondasielegging van hierdie nuwe tempel, van hulle het die vorige tempel geken. En dan was daar nou die jong generasie wat nie die tempel geken het nie. En nou het hier 'n groot probleem ontstaan. Want die ou mense wat nou die vorige tempel geken het, kyk na hierdie fondasie wat gelê word en hulle dink, wat is julle besig om te doen? Weet jy hoe die eerste tempel van Salomo gelyk? Julle vir goud was daar. Weet julle wat was die omvang van daardie tempel? Tot vandag toe was daar nog nie 'n gebou opgerig wat 'n breekdeel van die koste van die tempel van Salomo beloop het nie. Dit was fenomenaal. En nou kom hulle, en Serubabel en Josua lê die nuwe fondasie se tempel, se fondasie, nuwe tempel se fondasie. En nou vra die ou mense, wat dink julle doen julle? Die ou mense is ontstel, die jong mense is opgewonde, want daar gaan weer 'n tempel wees, daar gaan weer 'n plek wees waar hulle kan offer, daar gaan weer 'n plek wees waar hulle kan aanbid. En nou is daar ontsettende groot konflik. Daar's gedeeltes wat sê, jy kon daardie dag nie onderskei tussen wie lag en wie huil nie. Nou kan julle dink, watter geweldige ontmoediging was dit vir Serubabel en vir Josua. Nou moet hulle, hoor, is hulle besig om met 'n futiele oefening, of wat gaan hier aan? En dan lees ons na Haggai. Toe kom die woord van die Here tot Haggai, en die profeet Haggai begin nou te profeteer. Nou sê hy daar in vers 3, wie is onder julle nog oor wat hierdie huise se vroeëre heerlikheid gesien het? Hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Vir die mense wat die ou tempel geken het, lyk dit net soos absoluut niks. Maar luister wat sê die Here dan in vers 4 van Haggai 2. Nou dan, skep moed Serubabel, spreek die Here, skep moed Josua, hoofpriester seun van Josadak, skep moed julle almal volk van die land, spreek die Here en werk, want ek is in julle midde, spreek die Here van die leerskare. So die Here sê, dit wat vandag hier gebeur, dis volgens my wil en dis volgens my plan. Julle moet moed skep en julle moet werk. Ons kan vandag baie ontmoedig word deur omstandighede. Ons kan baie ontmoedig word deur mense wat sê, jy wil vir die Here werk, maar wat dink jy as jy besig om te doen? Weet jy hoe die ou manne gelyk? Weet jy hoe die ou mense die Here gedien? Weet jy hoe die ou mense gebid? En jy kan baie maklik ontmoedig word. En dan wil die Here vandag sê, skep moed. Hy wil vandag vir elkeen sê, skep moed. Mense is vandag platgeslaan. Ons beleef moeilike omstandighede. Ons beleef omstandighede soos generasies voor ons nog nie beleef het nie. Ons is in uiters moeilike omstandighede. En die Here wil vandag sê, skep moed en werk, want ek is in jou midde. Die Heilige Gees het binne in ons kom woning maak. En hy is die een wat ons lei en wat ons onderrig. Sit jy net alles in, skep jy net moed en werk en doen jou deel. En weet jy wat is dan baie interessant? As hy kom in vers 9, waar hy sê, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare, en op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here van die leerskare. Hoe is dit moontlik?
Kyk, die mense wat die tempel van Salomo gesien het, sou gesê het, dit kan nie wees nie. Hoe is dit moontlik dat dit wat julle besig is om hier te doen, gaan groter heerlikheid hê as die tempel van Salomo? Julle het die tempel van Salomo gesien. Weet julle wat was daarin? Weet julle hoeveel goud? Weet julle hoeveel silwer? Hoeveel koper? Die silwer en die koper is nie eens getel, is nie eens bereken nie, want dit was te veel. Hoe die klippe en die hout en dit was van 'n ander wêreld. Nou sê die Here, die toekomstige hierdie tempel wat julle nou besig is om te bou, hy gaan groter heerlikheid hê as daardie tempel. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken, in hierdie tempel, wat Serubabel en Josua daar besig was om te bou, Jesus sou in persoon, by homself, sou hy binne in daardie tempel gestaan het. Binne in daardie tempel sou hy gepreek het. Binne in daardie tempel sou hy groot wonderwerke gedoen het. So, daardie tempel sal groter heerlikheid hê as die een van Salomo, wat daar net die teenwoordigheid van die Here in 'n sekere mate daar gewees het. En so wil die Here vandag vir ons bemoedig en sê, die Heilige Gees het binne in ons kom woning maak. Hy is die lewe van die Godheid. Ons is die tempel van die Heilige Gees. En hy het in ons kom woon. Hy is die teenwoordigheid. So ons is die wat groter heerlikheid het, omdat die Gees van God in ons kom woning maak het. En die Here wil vandag elke een bemoedig. Hy wil jou bemoedig. Miskien is jy platgeslaan, miskien is jy in moeilike omstandighede, miskien voel dit vir jou, jy wil my eerder die handdoek ingooi, dis net nie meer die moeite werd nie, jy weet net nie meer hoe vorentoe nie. Dan sê die Here, skep moed en werk. Hierdie tempel het groter heerlikheid, want God het deur sy Gees binne in ons kom woon. En ons wil vandag elke een bemoedig, en ons wil sê, die Here is met jou. Die Here, soek die Here, bid, vertrou hom. Hy werk, hy wil werk. Hy is nog dieselfde. Hy het nie verander nie. Hy het nie minder begin werk as wat hy in die verlede gewerk het nie. Hy wil jou gebruik soos jy is. Gee jou net aan hom oor. Lê jou lewe vir hom op die altaar en die Here seën jou. Die Here seën jou, die Gees van God trek voor ons uit. Die Heilige Gees is die een wat enige iets kan doen. Luister wat sê in vers 8. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Hy sê in hierdie gedeelte, ek kan Agai, daar die eerste paar verse van hoofstuk 2 gaan lees. Dis verskriklik insiggewend. Hy sê, volgens die verbond wat hy met hulle gesluit het by hulle uittog uit Egipte land, en sy Gees sal in hulle midde bestendig bly. Die Gees van God, as jy 'n kind van die Here is, as jy die Here Jesus aangeneem het, sal in jou midde bestendig bly. Hou jy net moed, skep moed. Luister wat sê daar aan die einde van vers 23. In die dag spreek die Here van die leerskare, sal ek jou neem, Serubabel seun van Shealtiel, my knegt, spreek die Here, jou maak tot 'n seelring. Want jou het ek verkies, spreek die Here van die leerskare, en die seën van die Here rus op hom. En ons gaan die volgende geleentheid net ietsie oor Sagaria, want ons moet Agai en Sagaria saam met mekaar lees. Dit is beide profete wat in dieselfde tyd geprofeteer het oor dieselfde geleentheid en die volgende. Die Here seën u, hy seën u baie ryklik. Sy hand is op jou lewe en hy wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik net soos jy is. Die Here se seën rus op jou. Mag hy jou baie ryklik seën.